Goeiemôre gemeente en welkom in die erediens. Nou net sê my kollega maak my verniet op my senuwee sê hy sê is amper 5 oor. Toe ek hier kom te sien ek dis 1 minuut oor. So ons het jou horlosie is bietjie voor, maar eerder voor as agter. Verder sien ek my man en my kinders nog nie hier nie, so toe dink ek ons het nog bietjie tyd. Maar welkom in die erediens. Dis lekker om elkeen van julle vanoggend hier saam met ons te hê. Sommer net 'n klompie aankondiging so reg in die begin. Indien jy 'n besoeker is hierso of 'n nuwe intrekker en ons het jou nog nie ontmoet nie, is jy welkom om ons sommer hier voor by die nagmaaltafel te ontmoet vir my en vir Dewald. Dit sal regtig lekker wees om sommer net bietjie kennis te maak. 'n Klompie mense vir wie ons geluk sê met hulle verjaarsdag vandag, vir Lia Higu, Betsy, vir jou, jy wat verjaar. Ek dink ek gaan nou op my kollega se knoppie druk. Hy gaan wegval daar agter met veel geluk. Ag Betsy, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop dat dit regtig vir jou net 'n spesiale dag sal wees en 'n mooi jaar wat voorlê. Is lekker dat ons dit saam met jou kan vier. En sommer na die tyd, ek gaan nou ietsie meer daaroor sê, maar ons het vir jou 'n partytjie gereël, hoor. So saam met die Wimbledon finaal. Ek sal nou ietsie meer daaroor sê, maar Lara van Hoeven ook en Rian Botha, ek is nou nie seker of ek kom. Daar sien ek jou. Dan is my oë so sleg Yvonne, julle twee. Baie geluk met jou verjaarsdag ook. Ons kom maar vir jou ook gesing het. So vat maar die liedjie vir jou ook. Gaan ons sing. As hy nou is daar vir jou ook 'n partytjie na die tyd. Vriende, daar's 'n hele lysie van mense wat verjaar het, ook gedurende die week, onder andere gister het Nick van Huisteen van Sarensberg ook verjaar, Charlotte Leroux, daar's 'n lang lysie, maar ons sê vir elkeen geluk en mag dit 'n mooi jaar wees wat voorlê. Dat ek sommer nou dit noem, na die tyd is almal van julle welkom en uitgenooi, soos wat dit nou al die laaste klompie jare so 'n bietjie 'n tradisie by ons geword het in die gees van die Wimbledon finaal. Op hierdie Sondag na afloop van die diens drink ons vonkelwyn en ons eet arbeie en roomys. So dit is nie heeltemal net julle partytjies nie, maar is ook sommer julle partytjies. So asseblief, hier is genoeg, hier is baie, kom kuier saam, moenie te vinnig verdwyn nie. Ons sien die tennis is in elk geval laat hierdie jaar, nee. So julle gaan lank voor dit weer tuis wees. Vriende, dis nou hoe dit ook met die lewe gaan. Daar is opgewondenheid en dan is daar ook soms mense met wie dit minder goed gaan. En beide hierdie werklikhede is deel van die lewe. En daarom is dit ook vir ons belangrik dat wanneer ons in 'n erediens is, ons ook albei van daai werklikhede kan erken en kan ook saam vashou as 'n geloofsgemeenskap. Ons vra dat julle aan die volgende klompie mense dink. Soutie Janse van Rensburg en sy vrou Riti. Hy is in Suid-Afrikaans na 'n hartaanval, eintlik 2 hartaanvalle. Hulle hou hom nog daar, hou hom mooi fyn dop. Hy is stadig maar seker besig om beter te gaan, maar hy is nog onder risiko. So ons vra dat julle aan hulle sal dink. En dan Tannie Marie Knudsen, Marlies van Staden se ma. Sy is ook in Suid-Afrikaans opgeneem, maar Marlies sê dit gaan hom met haar beter. Nog nie ontslaan nie, maar ons dink aan julle ook op hierdie pad. En dan klein Mila Botha, sy is die dogtertjie van Elske en Laurie Botha, sussie van Mia, en sy was 9 dae in die hospitaal met RSV en coronavirus, en sy is uiteindelik ontslaan, maar sy moet nog verder behandel word by die huis, so ons dink sommer aan hulle, as gesin ook, as een van die gesin so siek is, dan weet ons mos hoe dol gaan dit, so ons vra dat julle ook aan hulle dink, ons is net bly dat sy uiteindelik ook ontslaan is. Ons nooi julle hartlik uit na die wyn en kunsaand, saam met Sarensberg Wynlandgoed en die beeldhouer kunstenaar Angus Taylor. Dis Vrydag die 24ste Julie, daar sien julle die tyd ook vanaf 17:30, en daar's besonderhede rondom die kostes. Op hierdie stadium is daar net so oor die 80
kom ons nou maar sê besprekings alreeds, ek wil nie regtig kaartjies doen nie, en daar is net plek vir 150 mense, ons kan nie in ons gemeentesaal, kan ons nie meer as 150 akkommodeer gemaklik nie, so indien jy graag wil kom, moenie te lank wag nie, daar is nie soveel plekke meer oor nie, maar daar is daarom nog 'n paar, so ons nooi julle hartlik uit. En dan wil ons sommer net vir julle so 'n bietjie sê, hoe gaan dit so ver met die fondsinsameling, waarvan Betsy ook betrokke is by hierdie koor, van Soshanguve, as julle 'n kans het om bietjie hulle musiek te gaan luister, hulle sing Afrikaans, dis wonderlik om te hoor. Hulle is omtrent 80 leerders en 8 volwassenes wat nou Kaap toe moet gaan vir die ATKV applausfinaal. En die begroting is hier om en by 200.000 en dit is, hulle gaan met bus af en 2 aande se verblyf en dan nou die vervoer daar. En tans het hulle net so oor die 90.000 reeds ingesamel. So ons bring dit sommer maar net onder julle aandag en dien dit op julle harte lê om op so 'n wyse ook 'n verskil te maak in die groter gemeenskap. Dis vir ons lekker om ook, dankie Betsy dat jy daarbey betrokke is en op so 'n wyse ook iets van ons daarso kan verteenwoordig. Indien julle meer inligting nodig het in die gemeentebrief, maar ook gesels sommer na die tyd met Betsy. Dis dan nou al van my kant af. Kom ons neem 'n oomblik en dan word ons stil. Ons gaan nou rustig raak en na 'n stuk musiek luister. En vanoggend, wanneer ons so bymekaar is ons ook in 'n land waarin ons meermale kwesbaar voel. Uitgelewer aan 'n klomp omstandighede wat gewoon buite ons beheer voel. Waarskynlik op 'n persoonlike vlak is sommige van ons wat ook kwesbaar is. So in hierdie konteks vanoggend, hierdie paar minute wat ons saam met mekaar het hierso, net so onder 'n uur, gaan ons na hierdie byna oorbekende lied luister, maar so bietjie anders. En in hierdie konteks gaan hierdie boodskap oor die onbegryplike groot genade van God by elkeen van ons tuis kom. Kom ons luister daarna. Onbeskryflik groot het u aan my bewys, verhard, verlore was my gees, u liefde het my genees, sou ek uit eie krag moes leef, op goeie werke steun, dan sou my beste nooit kon dien, om u my Heer te sien. Deur u genade leer ek leef, my hart aan u verbind. Deur donker pyn en wanhoop heen,
Die digter van Psalm 86 skryf: Maar U, Here, is 'n genadige en barmhartige God, vol troue liefde en waarheid. In hierdie enkele sin gebruik die digter van die belangrikste teologiese begrippe wat ons in die Bybel kry: genade, barmhartigheid, troue liefde. Liewe gemeente, ons groet mekaar in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade vir julle. Ons is vanoggend hier byeen in 'n veilige ruimte, 'n ruimte waarin daar talle simbole is. As jy hier links van my kyk, sal jy kruise sien. 'n Nagmaaltafel, 'n doopvont wat vir jou wil herinner dat hierdie 'n ruimte is waarin ons saam iets van God se genade kan beleef. Kom ons sing daarvan terwyl ons staan. Kom ons bid saam. Here ons God, soos die lig vandag weer oor ons opgekom het, so het U liefde ons opnuut opgeroep om U woord op aarde te beliggaam en dit aan ander uit te deel, om bly te wees met die wat bly is, om te treur saam met die wat treur, om te help waar daar geen hulp is nie. Skryf U self hierdie taak op ons harte. Gee dat ons U stem nie verlore sal laat raak in die gewoel van ons daaglikse lewe nie. Maak ons wat ons veronderstel is om te wees. Vry om te bevry. Getroos om te troos. Geliefd om lief te hê. Here, U het ons aan mekaar gegee, tot U diens geroep om U dienaars te wees, met al ons geloof en twyfel,
met al ons gawes en gebreke, maar ten diepste aangeraak deur u Gees. Amen. Tydens 'n huisbesoek vroeër in die week, vra 'n lidmaat vir my, hoe besluit julle dominees waaroor om te preek? Nou, die antwoord daarop is natuurlik veelkantig. Soms is dit gewoon die kerklike jaar. Jy preek nie op opstandingssondag oor die droogte nie. Paasfees is Paasfees en Kersdag is Kersdag. So in daai opsig is dit soms maklik. Maar dan is daar natuurlik lang tye van die jaar, soos in koninkrykstyd waarin ons tans is, waar ons oor, kom ons noem dit, die breë implikasies van die evangelie kan praat. En dan bly die lidmaat se vraag geldig. Hoe besluit julle waaroor om te preek? So kom ek sê, want by my werk dit nie so dat ek een of ander ervaringsinsig kry. Hoe sê die dominees dat die Here dit op hulle harte gelê het en hulle moet met die gemeente daaroor praat nie. Ek weet nie presies hoe daai goed werk nie. Ek glo dit werk so met sommige mense, maar met my werk dit nie so nie. So, doodgewoon is ek tydens 'n koffiebreek by 'n breër kerklike vergadering voor verlede week, die vergadering van Atlas, leer en aktuele sake vir die algemene synode. Nou is ek tydens hierdie koffiebreek gewoon net te nuuskierig en ek kuier nie saam met almal nie, ek begin so lank om 'n nuwe boek wat ek vir my gekoop het te lees. En daar sien julle die opskrif, Glimmerings, Letters on Faith between a Poet and a Theologian. En hierdie boek is 'n samestelling van hierdie briefwisseling oor 'n langerige tydperk tussen die sistematiese teoloog Miroslav Volf en die digter-filosoof Christian Wiman. Nou hulle het die gewoonte gehad om saam te gaan stap, so skryf hulle in die voorwoord op kampus vanaf die teologiese fakulteit waar beide doseer by Yale Universiteit in New Haven en dan het hulle gewoonlik saam gestap as daar 'n breek was of albei nie klas gegee het nie en op 'n stadium kon hulle nie so gereeld nie om verskeie redes, van hulle was oorsee vir lang studietydperke, een van hulle het siek geword. En dan skryf hulle nadat hulle gewoonlik eers mekaar ingehaal het oor hulle onderskeie lewens en die mense vir wie hulle lief is, dan draai die gesprek byna onvermydelik na een of ander vraagstuk in die teologie of die filosofie of die letterkunde waarmee een van hulle op daai stadium worstel. En in die eerste brief, met die eerste sin, begin hierdie digter-filosoof met die volgende woorde, en toe is ek onmiddellik geboei. I don't know what faith means anymore. I'm 56 years old with a pile of books behind me and an experimental bone marrow transplant ahead of me, and I don't know what faith means. Dan gaan hy voort om te skryf in hy selfde brief, I fear those big words, faith, grace, sin, redemption, love, which makes us so sad. Een van daai groot woorde wat hy sê hy byna vrees op die oomblik is grace. Genade. En dis waaroor ons vanoggend gaan praat. Teen die tyd in die liturgie sou jy agterkom, ons het begin deur te luister na 'n lied oor genade, ons het gesing van genade wat in Jesus sigbaar word, en nou behoort dit ook nie vir jou vreemd te wees om in 'n erediens deur 'n dominee genooi te word om na te dink oor die genade nie. Want ons werk is eenvoudig om hierdie evangelie, hierdie goeie nuus van God se genade mos nou
te verkondig. En 'n dominee in ons tradisie wat nie gereeld hieroor nadink nie, gereeld hieroor praat nie, wil ek sê verstaan nie eintlik haar werk nie. Want wat was die kernvraag destyds toe die reformatie ontstaan het? Martin Luther het net een vraag gehad: waar kry ek 'n genadige God? En daai vraag en sy soeke daarna in die Bybel het 'n hele nuwe beweging laat ontstaan, 'n herontdekking van wie God is. So dis net logies dat jy, as jy 'n lidmaat is van hierdie gemeente, dat jy herhaaldelik die woord genade gaan hoor en boodskappe oor genade gaan hoor en dat ons sal praat oor hoe genade ons doen en late beïnvloed. Want ek hoop jy hoor, dis nie 'n stukkie teorie wat ons sommer maar net gou moet afhandel nie. Terug by die brief waar alles begin het. Hierdie digter filosoof skryf aan die sistematiese teoloog: I fear those big words which makes us so sad. En dan vra hy, why sad? En dan antwoord hy, because they seethe and shift and slip free from meaning. Omdat daai groot woorde wat deel is van ons geloofsgrammatika so dikwels in mense se gebruik daarvan gewoon betekenis verloor. En dan eindig hy daai spesifieke brief: I know from our many walks and talks over the years that this is not exactly the case for you. But do you feel this linguistic existential problem that I do? Want daar is tog 'n dilemma wanneer ons oor 'n begrip soos genade nadink. En dalk het dit te maak met die oormatige gebruik van hierdie woord, dat ons so gewoond raak daaraan en dat 'n mens eintlik die gevoel kry, verstaan ons wat genade is? Dis so sentraal, dis so belangrik, maar verstaan ons dit? Want hoe is dit dat ons nie in staat is om hierdie blye evangelie van genade, evangelie goeie nuus oor genade, so deur te gee, dat mense daarin sal rus vind nie? Dat mense hierdie sentrale begrip in ons geloofswoordeskat eerder ervaar as 'n big word that makes us sad. En kan jy hoor hoe hy met hierdie opmerking in sy brief sy vinger eintlik op 'n seniepunt plaas? Want ons geloofswoordeskat het uiteindelik alles te maak met hoe ons dink oor geloof. Hoe ons dink oor 'n lewe voor God in God se teenwoordigheid. Die Nuwe Testamentikus Marcus Borg skryf 'n boek met die titel Speaking Christian: Recovering the Lost Meaning of Christian Words. En dan skryf hy daarin: Christian language has become a stumbling block in our time. Much of its basic vocabulary is seriously misunderstood by Christians and non-Christians alike. En dan gebruik hy ook die woord big words like salvation, redeemer, dan gaan hy aan en dan mercy, grace. These big words have acquired meanings that are serious distortions of their biblical and traditional meanings. En hy gaan voort om te sê, the differences in meaning are so sharp that they virtually produce different religions using the same Bible and the same language. Daarom hoe ons daaroor dink, maak saak. Dis uiteindelik bepalend hoe ons dink oor geloof, hoe ons dink oor ons lewe voor God. Daarom gewoon vanoggend die vraag, genade, wat is dit? Die manier hoe ons in Afrikaans spesifiek, maar ook in baie ander tale daaroor praat, die manier waarop ons daaroor praat, word genade iets, byna soos 'n pakkie, iets wat ek in my hand kan hou, wat ek kan aflewer. Dink maar 'n bietjie hoe mense daaroor praat, die genade wat die Here aan my skenk. Die Here het genade aan iemand geskenk, hoor 'n mens dikwels. Nou, wat beteken dit? Dis sulke wollerige manier waarop ons daaroor praat.
Maar eintlik kan dit ons nogal baie help om te sê, maar dis in die eerste plek nie iets nie. Nie iets wat gegee word en geskenk word nie. In die eerste plek sê genade iets. En dis 'n belangrike onderskeid. Dit is nie iets nie, dit sê iets. Die woord genade in die Bybel sê iets oor God. Dit sê vir ons hoe God is. Hoe God oor ons dink. Dit is wat die woord genade in 'n Bybelse konteks beteken. Ons sou kon sê genade is die woord wat gewoon probeer sê hoe God is. En as ons net eers daai onderskeid kan maak, is my aanvoeling, kan ons op 'n manier begin om die woordwaardigheid van hierdie sentrale begrip te herstel. Genade is die woord wat probeer sê hoe God is. En daarom, vriende, 'n gelykenis uit die Bybel, 'n storie wat vir ons verduidelik hoe God is. Sodat ons dalk net op 'n diep vlak geraak word deur genade. Jesus vertel 'n verhaal van 'n pa en 2 seuns wat as jy daai verhaal hoor, as daai storie in jou hart kom lê, dan stap jy weg met 'n ander prentjie van God. En hy vertel hierdie storie waarskynlik vanuit die besef dat die klomp rondom hom se koppe nie meer lekker by genade is nie. Dat hulle nie verstaan as hulle sê, maar God is genadig nie. Dan vertel Jesus 'n storie waarin hy hulle wil help om anders oor God te dink. Om 'n prentjie in hulle koppe te vorm van wat dit beteken dat jy sê jy glo in 'n genadige God. Julle weet daai hoofstuk begin in vers 1. Al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na hom te luister, dis na Jesus. Die fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Nou onthou nou, die aanloop tot Jesus se gelykenisse is altyd belangrik. Die kerkleiers maak weer beswaar omdat Jesus saam met in hulle oë sondaars eet, en dan vertel hy 3 gelykenisse om te verduidelik wat hierdie saam eet dan nou beteken. En die fariseërs het nie gehou van die prentjie wat Jesus oor God teken nie. Nou moet ons net vir 'n oomblik praat oor die fariseërs. Want al wat ons van die fariseërs af weet, is dit wat ons in die Nuwe Testament van hulle lees. En Jesus het taamlik sterk met hulle gebots. 2 weke terug sal julle onthou het ons ook daarna gekyk. Hy noem hulle huigelaars. Hy noem hulle witgepleisterde grafte. En hulle het daarenteen weer allerlei stories oor Jesus vertel, dat hy 'n vraat is, dat hy 'n wynsuiper is. Dis die diskurs wat ons in die Nuwe Testament kry. Maar die fariseërs was nie slegte mense nie. Dit was mense wat uit hulle pad uitgegaan het om te probeer om die lewe so te struktureer dat hulle heilig aan God lewe. So moenie dink ons het hier te doen met 'n klompie argelose mense wat hulle nie steur aan God en aan die wet nie. Inteendeel, hulle was baie ernstig oor die wet. Maar in die kontroversie tussen hulle en Jesus kom ons agter dat Jesus se probleem met hulle is dat hulle ongesonde aksente in die godsdiens ingedra het. Julle onthou 2 weke terug in die Matteus Evangelie sê Jesus vir hulle eintlik, julle laai laste op mense wat God nie op hulle gelaai het nie. Daai Matteus 11 teks wat nou dikwels sentimenteel gebruik word deur mense, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. My juk is sag, my las is lig. Ons weet mos nou juk en las is tegniese terme in die Jodendom wat verwys na die interpretasie van die wet. So as Jesus sê sy las is lig en sy juk is sag, dan praat hy oor die wet. Hy probeer mense se lewe lig maak. Hy werk met 'n bevrydende evangelie. So julle hoor, daar's hierdie ernstige botsing tussen Jesus en die fariseërs, en Jesus kom teken 'n radikale ander prentjie van wie God is en wat godsdiens is. Sou kon sê as gevolg van die fariseërs se verstaan van hierdie
heiligheidsbegrip ontwikkel hulle eintlik 'n bietjie van 'n arrogansie. Ons is beter as ander mense, want ons kan die reëls nakom en noukeurig. Maar nou weer moet ons hulle goeie intensie verstaan. Daar's hierdie konsep in die Judaïsme wat sê, jy die Torah, dis die wet van God, die wil van God, en dan maak hulle 'n klomp wette rondom dit. Dit is nie die Torah nie, maar dis wette wat hulle rondom die Torah maak en hulle noem dit, daar's 'n tegniese term, in Afrikaans praat ons sommer van die heining rondom die wet. Nou volg jy hulle redenasie wat sê, kyk, ons wil ten alle koste nie die wet van God oortree nie. So, as ons nog net hierdie wette rondom die Torah oortree, dan is ons daarom nog net oor die heining en dan het ons nog nie die Torah oortree nie. Dit was hulle verstaan daarvan. So mens hoor, hulle is doodernstig oor die wet van God. Hulle intensie is goed, maar dit het die aard van hulle godsdiens geword. Dat dit op die ou ende gegaan het of jy korrek in die spoor trap. En dit maak van hulle hierdie geslote groep, hierdie eksklusiewe groepie. As jy nie volgens die wette en dan nog die reëls rondom die wette optree nie, dan is jy nie deel van godsdiens nie. Dan hoort jy nie by ons nie. So ek dink jy kan hoor, hulle wou 'n ander God hê. Hulle prentjie van God het nie gepas by Jesus nie. En dan, soos telkens in die evangelies, kom Jesus gewoon en hy vertel vir hulle 'n storie. Om wat te doen? Om hulle prentjie van God te verander. Ons lees vanaf vers 11. Die nuwe vertaling praat van die gelykenis van die pa en sy 2 seuns. Verder het Jesus gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. En dan loop die res van die storie, julle ken dit mos, hoe hierdie seun weggaan en alles verkwis, tussen die varke beland, uiteindelik omdraai, terugkeer na sy pa toe. Dan lees ons verder, hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan, hy was nog ver weg, toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, gelaaide woorde in die Griekse teks, innig jammer. Dis ingewande wat in beroering kom, deernis, meegevoel, kindness. Hy het hom innig jammer gekry, na hom toe gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee, bring gou 'n lang stoel, laat die beste een, trek dit vir hom aan, gee vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en fees vier. Die titel wat verander na die pa en die 2 seuns, want ons ken hom ons gewoonlik as die verhaal van die verlore seun, is 'n groot verbetering. Want as ons hierdie verhaal noukeurig lees, dan sien ons dis ten diepste 'n verhaal oor die pa. Die sentrale figuur in hierdie verhaal is die pa. En uiteindelik wil hierdie verhaal iets oor God sê. Want dit is nou duidelik dat die hoorders wat na Jesus luister, die wat die kommentaar lewer, nie gelukkig is oor hierdie prentjie wat hy vir hulle van God wys nie. Nie hoe hy leef nie. Dit het ons gesien in die begin van die hoofstuk. Dis nie wetties genoeg om saam met daai klomp mense rondom 'n tafel te sit nie. Dit oortree as dit ware 'n klompie van daai heininge en reëls wat hulle in plek gesit het. Ons ken mos die verhaal. Het ons dit, hierdie jong seun wat sy pa beledig en sy hele familie in risiko plaas deur sy eiendom te vat, dit te gaan verkwis, en in die konteks van die Mediterrane wêreld, een van die slegste denkbare dinge wat jy kan doen aan jou familie. Hy beland daar tussen die varke, simbool van absolute laagtepunt, en dan bou die spanning op.
Volgens die kulturele agtergrond van hierdie verhaal moet die pa mos nou absoluut sy rug op hierdie seun draai, want uiteindelik hierdie seun homself buite die familie geplaas. En dan begin ons hoor hoe hierdie seun terugkom en dan moet ons hierdie verhaal noukeurig lees en mooi luister na wat Jesus vir hulle probeer sê. Want as hy dan 'n pa teken wat van ver af hierdie seun sien en hierdie seun het nog nie eers 'n skuldbelydenis gedoen nie, dan hardloop die pa in daai wêreld hardloop 'n vaderfiguur nie, want jy moet jou kleed optrek en dis onbetaamlik en hy maak 'n spektakel van homself. Hy maak 'n totale gek van homself. Anders as die verwagte optrede in daai kultuur en konteks, hy's hierdie pa nie 'n offer om sy eer te herstel nie. Hy hou 'n partytjie om sy seun terug te verwelkom. En skets Jesus hier 'n prentjie van dit wat by God die swaarste weeg. Wat weeg die swaarste? Nie die reëls nie, nie die heiningkies rondom die reëls nie, die omgee, die ontferming, die genade. En die oudste seun wat ons mos nou verder lees, verknog aan hierdie reëls en hierdie heiningkies. Hy vind hierdie ontferming van sy pa totaal onaanvaarbaar. Hy sê al hierdie jare het ek jou gedien en ek het nooit 'n vetgemaakte kalf gekry nie. En dan los hierdie verhaal ons net daar. En jy wonder, het hierdie gebeure van 'n pa wat wag vir sy kind om hom terug te verwelkom, hom aanvaar, feesvier, het hierdie genade, het hierdie barmhartigheid enigstens ingesink by enige van die kinders? Of het die oudste seun toegelaat dat sy eie sin vir wettiese navolging hom weerhou om saam fees te vier? Wie weet? En hierdie verhaal word so geskryf dat dit 'n oop einde het. En nou weet ons wat doen oop eindes. 'n Oop einde verhaal trek jou in en jy klim in daai wêreld in en jy hoor hoe hierdie verhaal aan jou vra, maar verstaan ek wat genade is? Verstaan ek en jy wat genade is? Geen wonder dat sommige hierdie verhaal as die evangelie binne die evangelie beskou nie. Hierdie gelykenis, hierdie verhaaltjie van 'n pa wat Jesus vertel, wil vir ons twee dinge oor genade sê. Die eerste is dat ek en jy die genade nie verstaan as ons te klein oor God dink nie. Die rede waarom die mense nie hou van hierdie prentjie wat Jesus teken van God nie is omdat hy 'n prentjie teken van 'n ouer wat homself blootstel, wat weerloos is. 'n Liefde wat hom vir niks kan stuit nie. En daai korreksie op die wettiese God, die God wat vrees afdwing. Teenoor Jesus 'n prentjie van God, die God wat induik in mense se benoude vlees, NP van Wyk Lou, die God wat naby kom, die God wat ons in Jesus sien kon meeleef, wat kies om deel van die seer van hierdie wêreld te word en nie toelaat dat reëls en konvensies in die pad staan vir God se liefde nie. Die Fariseërs wou God se heiligheid met groot ywer, amper 'n vroeë vorme van dogmatisme beskerm, maar in hierdie verhaal verbind Jesus God se heiligheid met deernis en met sagtheid. En vriende, as ons dit verstaan, daai korreksie wat Jesus bring op daai prentjie van God, dan sal ons vir onsself van 'n klomp goed kan losmaak. 'n Klomp, ek wil sê, onnodige nonsens wat ons met ons saamdra godsdienstig. 'n Mentor, kollega van my, gebruik altyd hierdie storie, James, vanuit die Griekse mitologie van Sisyphus, en dan sê hy, ons ken mos nou daai verhaal van Sisyphus, wat hierdie swaar klip teen die berg moes uitrol, en dan vertel die storie dat die gode hom gestraf het, want sodra hy bo kom, dan rol die klip weer af, en dan probeer hy maar weer, en dan rol die klip net weer af. En baie keer is dit asof ons mense so oor ons geloof dink.
Dis 'n harde poging. Dis 'n verbete poging om daarom net oukei te wees. En dit word verskillend verwoord. Ek glo in God want ek is bang ek word gestraf, of ek doen godsdienstige dinge omdat ek skuldig voel, of ek is godsdienstig want dan gaan God my beloon. Hierdie voorspoedsgodsdiens wat so lewendig is hier in die ooste van Pretoria. Maar lees ons nou 'n verhaal van Jesus wat vertel hoe God is. Besef jy maar, hoe kan dit wees? Dis onmoontlik om so oor jou lewe voor God te dink. As jy verstaan wat genade is. En ek moet net hierdie insit, Miroslav Volf, die teoloog, skryf terug vir hierdie vriend, waarin hy die volgende aangrypend sê. Daai woorde maak hom nie sad nie, sê hy. Hy skryf, "As I have aged, I have come to believe that my faith matters much less than I thought it did when I was younger. I am saved by God's faithfulness, not primarily by my faith. My faith is a fruit of God's faithfulness, not the condition of God's arrival into my soul." Hoe mooi is dit? Not the condition of God's arrival into my soul and into my speech. Daarom, om genade te verstaan, laat jou nie toe om te klein oor God te dink nie. En dit geld nie net vir denke oor myself nie. Want as jy dink God het net die kerk lief, as jy nie verstaan wat Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad nie. As jy begin eksklusief dink oor die genade van God, dis net vir ons ou uitverkore groepie. Dis net vir ons wat kamstig die regte dinge sê en doen. Dan verstaan ons nie iets van die genade van God nie. Wanneer ek nie inklusief genoeg dink oor die genade van God nie, as ek sommer by voorbaat mense wil uitsluit uit hierdie kring van God se genade, mense wat nie soos ek dink en doen en lyk nie, dan dink ek te klein oor God. Maar ek kan ook te groot oor myself dink. En waarskynlik is dit een van die redes waarom ons nie behoorlik deurdring na mense toe met hierdie blye evangelie van genade nie. Want die mens van ons tyd dink gewoon te veel van homself. Amper 'n houding van God, is God genadig? Ja, natuurlik, dis God se werk. Vergewe God? Ja, natuurlik, dis God se werk. God behoort dit te doen. En dan verstaan ek ook weer weinig van God se genade. So ek kan aan twee kante toe dit mis. Ek kan te klein dink oor God en ek kan heeltemal te groot oor myself dink. En dis een van die dilemma's van hierdie verhaal, hierdie storie, tot so 'n mate dat Tertullianus, 'n vroeë verdediger van die geloof, daarop aangedring het dat hierdie gelykenis van die pa en die twee seuns nooit op Christene van toepassing mag wees nie. Want nou maak ons net wat ons wil. En troos ons daarin dat God genadig is, het hy gesê. Maar julle kon hoor, dis gewoon 'n onnoukeurige lees van hierdie verhaal. Want hierdie verhaal impliseer hoegenaamd nie, maak maar net wat jy wil nie. Die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer het dit so verwoord: Grace might be free, that doesn't mean it's cheap. En hy wou iets hiervan by gelowiges tuisbring. Goedkoop genade. As ek en jy nie verstaan hoe radikaal, hoe lewensveranderend hierdie verhaal van God se genade met mense is nie, as dit jou hart nie ruk nie, as ek en jy net gewoond raak aan die doop, gewoond raak aan die sakramente, gewoond raak aan die sinnetjie, God is genadig, dan dink ons te klein oor God, en te groot oor onsself. 1982 skryf die Nederlandse priester en kunstenaar in eie reg, Henry Nouwen, 'n aangrypende boekie oor hierdie gelykenis. Hulle sien voor op die voorblad die skildery van Rembrandt. En dan sluit hy hierdie boekie af met 'n hoofstuk met die titel Becoming the Father.
En dan sê hy, hierdie verhaal behoort elkeen van ons met die volgende vraag te laat. Do I want to be not just the one who is being forgiven, but also the one who forgives? Not just the one who is being welcomed home, but also the one who welcomes home. Not just the one who receives compassion and grace, but the one who offers it as well. God se genade word in hierdie verhaaltjie deur Jesus nie beskryf om maar net vir my te wys hoe gewillig God is om meegevoel met my te hê en my lewe heel te maak nie. Nee, dis juis 'n uitnodiging om soos God te word. Om hierdie selfde gesindheid van genade en deernis te leef. Juis omdat dit my lewe totaal en al verander het. Nou en sluit daai gedeelte af en dan sê hy, miskien is die radikaalste uitspraak wat Jesus ooit gemaak het in Lukas 6, wees genadig soos julle Vader ook genadig is. Om dit nie te verstaan nie, is om van die evangelie een of ander sentimentele, romantiese boodskapie te maak. Geen wonder, ons slaag nie daarin om hierdie goeie nuus van genade so te vertolk dat dit mense diep, diep sal raak nie. Tydens ons erediensbespreking sê ek vir Dewald, ek begin met hierdie sleutelvraag wat aanleiding gegee het tot die reformatie, waar vind ek 'n genadige God? En ek sê vir my, as ek so na die wêreld rondom my kyk en hierdie land, dan hoort ons nie onsself net besig te hou met die vraag, waar vind ek 'n genadige God nie? Ons behoort onsself altyd daarmee besig te hou, maar nie net dit nie. Ons behoort onsself juis nou besig te hou met die vraag, maar waar vind ek 'n genadige medemens? As ek en jy nie verstaan hoe radikaal, hoe lewensveranderend hierdie verhaal van God se genade met mense is nie. Genade, wat is dit? Dis die woord wat iets probeer sê oor hoe God is. Gaan vra ons vir Jesus, dan sê hy, ek sal vir jou sê hoe God is. God is soos 'n pa wat omhels. God is soos 'n pa wat regtig omgee. God is soos 'n pa wat innig jammer kry. God is soos 'n pa by wie liefde altyd die swaarste weeg. Ek dink dis waarskynlik die wonderlikste voorreg van die bediening. Dat as jy iewers 'n kans kry om vir iemand te vertel van die radikale genade van God, en jy daai herkenningsmoment in iemand se oë sien, dan besef jy wat die evangelie is. Net goeie nuus. Amen. Kom ons bely ons geloof en ons gaan dit op die volgende manier doen. Ek gaan telkens die eerste frase lees en dan die gedeelte wat kursief en gebold is, gaan ons as 'n gemeente saam lees en julle kan sommer bly sit. Saam met Johannes die Doper, daar is die lam van God wat die wêreld kom heel maak. Saam met Andreas, Rabbi, u is die seun van God. Saam met Simon Petrus, u is die Christus, die seun van die lewende God. Saam met Thomas, my Here en my God. Saam met die psalmdigter van Psalm 86, u Here is 'n genadige en barmhartige God, vol troue liefde en waarheid.
Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil begin met 'n erkenning dat ons maar min verstaan van die rykwyte, die hoogte en die diepte van u liefde vir ons. Dis juist daarom dat ons dankbaar is dat ons as 'n geloofsgemeenskap honderde verhale uit die verre verlede het. Vasgevang in die Bybel, opgeneem en aan ons oorgedra. Om ons te help om van die rykwyte van u genade vir ons iets te verstaan. Here, ons staan oorweldig, want hoe is dit moontlik dat u liefde en u genade so wyd strek dat dit ons insluit? Dat dit selfs die wat van my verskil insluit. U hele skepping insluit. Ons verstaan maar min daarvan. Maar ons gryp dit met ons hele hart. Dit troos ons. Dit versterk ons. Dit gee ons nuwe krag. Dit is ons begeerte, Here, dat hierdie verhaal wat ons sopas opnuut gehoor het, diep binne ons sal kom lê. Ons bid vir 'n lewensveranderende ervaring met U, die God van Jesus, die genadige God. Amen. Daar is nou geleentheid vir die dankoffers. Nooi julle weer uit om saam met ons te kom kuier na afloop van die erediens op die gemeentestoep. En ons gaan staan en afsluit met ons laaste lied. Betsy het my weer daaraan herinner dat hy nie so bekend is aan ons nie, ons het hom nie so gereeld in die erediens al gesing nie. Maar die woorde is veelzeggend. So ek gaan vra dat terwyl julle staan, Betsy sommer net vir ons om eenmaal deurspeel, net die eerste vers en dan daarna val ons in met 2 verse. Kom ons staan.
mag hierdie refrein van lied 244 in ons koppe vassteek. Alles is genade. U het ons in Christus vasgehou. Christus kom deur u ontferming, 'n liefde ver bo ons verstand. 'n Liefde wat ons nooit verdien. Christus laat ons hierdie liefde sien. En belangrik, God herskep ons uit genade. Die gemeente, ontvang die seën van die Here en dan gaan jy in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.